Hi almal, ons gesels vandag oor die Bybelstorie van Dawid en Goliat. Ons lees daarvan in 1 Samuel hoofstuk 17 in die Ou Testament. En ons kan vandag sommer waardevolle lesse uit hierdie storie uitleer, wat ons geestelik gaan sterk maak en ook dat ons kan geestelik groei, sodat ons in oorwinning kan leef. Ons weet dat die Filistyne vir dae lank die Israeliete getenteer het. En die ou groot en lelike ou Goliat het gestaan en geskreeu op hulle. Hulle sleg gesê. Die Israeliete natuurlik was baie bang gewees. En die een het die moed gehad om teen hierdie groot en lelike ou Goliat te veg nie. Maar daar was 'n klein mannetjie met die naam van Dawid. Die Bybel praat van Dawid was 'n man na God se hart. Dawid het vir sy broers gaan kuier, om te gaan kyk hoe dit met hulle gaan. En toe Dawid op hierdie batalje afkom, kon hy nie glo, dat sy broers in ongeloof nie hierdie ou groot en lelike Goliat wou aanvat nie. Maar klein Dawid, hy het gegaan, hy het aksie geneem, en hy het gestap tot by die waterstroompie, en heel eerste het hy 5 klippies gaan optel. Tweedens, het hy gegaan en hy het die ketting gevat, hy het gefokus en hy het vir Goliat geskiet, reg tussen sy oë. En derdens het Dawid die swaard gevat en hy het nog verder gegaan en hy het Goliat se kop afgekap. So, ons leer 3 praktiese dinge uit hierdie gedeelte uit. Eerstens, neem aksie in geloof. Dis wat Dawid gedoen het, toe hy gestap het na die waterstroompie. So neem vandag aksie, moet nie bang wees nie. God is mos aan jou kant, net soos wat Dawid geglo het. So neem aksie in geloof. En tweedens, ons fokus moet reg wees. Want as ons fokus reg is, dan gaan ons in oorwinning die regte dinge doen. Ons sal in God se wil leef en ons sal ook reg kan fokus. En daai ketting van geloof vat en elke ding reg in die middel skiet. En derdens, en dis altyd iets wat ons dalk vergeet, wanneer ons wel reg gefokus het, vergeet ons om God te loof en te prys. En nog die swaarte kan vat van lofprysing en aanbidding. En soos Dawid Goliat se kop afgekap het, die derde stap te neem om God in oorwinning te loof en te prys. En vir hom dankie te sê dat hy ons gehelp het om oor ons situasie en oor ons probleme te kon gekom het. Hierdie is 3 praktiese dinge wat ons kan leer uit die storie van Dawid en Goliat. En ek wil jou bemoedig en vir jou sê, jy moet geensins moed verloor nie, want God is aan jou kant. Soos die Bybel sê, as God dan vir jou is, wie kan teen jou wees? Wees vandag 'n man of vrou, of 'n jong dame, of 'n jong seun, na God se hart, deur om aksie te neem in geloof, van daai eerste tree. En tweedens, jou fokus reg te kry, reg te mik, en in die wil van die Here te kan leef. En derdens, om God te loof en te prys, in die goeie sowel as in die slegte tye, en daardeur om jou oorwinning te wys, om vir God te loof en te prys, en vir hom dankie te sê vir dit wat hy vir jou gedoen het. Wees bemoedig, moenie moed verloor nie. Gaan lees die storie van Dawid en Goliat in 1 Samuel 17 en word geestelik verryk vandag. Tot ons mekaar dan weer sien. Groete.